Goeiemôre vriende. Welkom hier by die afskop van ons Pinksterreeks. Ons het die voorreg gehad om Hemelvaartdiens te vier en vandag is dan in die amptelike afskop van Pinkstertyd hier in ons gemeente. Vir die volgende week gaan ons elke oggend en aand so by mekaar kom dan ook. En net sodat elkeen van ons weet waar ons nou in die tyd van die jaar is en hoekom ons dit doen soos wat ons dit doen. Onthou, op Goeie Vrydag het Jesus in die kruis gesterf. Op die derde dag het Jesus opgestaan en 40 dae later het Jesus opgevaar hemel toe. En dan lees ons in die woord, en ons gaan vandag daarby stilstaan ook, dat nadat Jesus opgevaar het hemel toe, net voor hy opgevaar het Jesus vir die disippels gesê, wag eers in Jerusalem, totdat die Heilige Gees oor julle kom. En dan gaan julle hierdie wêreld ingaan en my getuies wees. En dan lees ons vir 10 dae lank, het die disippels saam in die boventrek by mekaar gewees en hulle het saam gebid en hulle het gewag op die Heilige Gees en dis wat ons vir die volgende 10 dae dan ook doen. Van die volgende 10 dae nie, 10 dae donderdag begin, so van donderdag af 10 dae tot volgende Sondag se Pinkstersondag is ons ook so as disippels by mekaar. Ons bid saam, ons wag saam op die uitstorting van die Heilige Gees. So mag hierdie Pinkstertyd vir elkeen van julle, vir elkeen van ons, 'n baie spesiale tyd wees saam met die Here. Ons gaan die Here se naam loof en prys deur die sing van 'n paar liedere tot sy eer. Kom ons staan en dan loof ons die Here se naam. Dion, julle kan ek die woorde daar bo op die skerm maar bo kry asseblief man. Kom ons staan voor die Heer en bely dat hy regeer. Kom ons sien die Hemelkoning op sy troon. Laat ons al die hulde bring en sy lof en eer besing. Laat lofsange die plek wees waar hy woon. Hef jou hande na bo. Al wat hy vra is dat ons glo. En as jy weet hy is vry, is dit die heel beste rede om te kniel voor die Vader in gebed tot op de naam, om as koning en verlosser te bely. Aan sy genade vir sy seën en wonderdaad, die krag van sy waarheid maak ons vry. Hef jou hande na bo, al wat hy vra is dat ons glo. En as jy weet hy is vry, is dit die heel beste rede te ken van die nasies, van sy opdrag was basies om te doen en te lewe net soos hy. Wanneer sy wonderwerke is daar nou geen perke, al wat Jesus kan doen deur jou en my. Hef jou hande na bo, al wat hy vra is dat ons glo. En as jy weet jy is vry, is dit die heel beste rede, die heel beste rede, die heel beste rede vir my. Hierdie is 'n baie bekende liedjie. Kom ons sing dit met eer van die Here. Eer aan die Vader wat alles gemaak het, eer aan die Seun, ons verlosser en vriend, eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid, aan God die enig ons lof en ons lief. Eer aan God die Heer van alle Here, woon ook in ons deur sy woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om die gehoorsame kinders te
liefde, hoe eer vir die waarheid die insig versterk en maak vry. U is die waarheid, die weg en die lewe, U wil in ons en laat ons in U bly. Ere aan God, die Heer van alle ere, woon ook in ons deur sy woord en sy gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue, om U gehoorsame kinders te wees. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons U heerlikheid kan verwoord, die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God in majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom as mens op aarde. Hoe begrip, hoe ons verstaan, is U grootheid hier. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God se majesteit, loof hom tot in ewigheid. Eer die Vader, eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God se majesteit, loof hom tot in ewigheid. Ons sing nog een keer, eer die Vader, eer die Seun. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer. Eer ons God se majesteit, loof hom tot in ewigheid. Kom o Skepper Gees, lewendmakende Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van U seën. Wees U ook my trooster. Kom o Skepper Gees, kom o Skepper Gees, kom o Skepper Gees, lewendmakende Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van U seën. Wees U ook my trooster. Kom o Skepper Gees. Ja Here, ons loof en prys U heilige naam vanoggend. Vader, Seun en Heilige Gees. En Here, ons loof U en ons prys U vir die voorreg
om so as u kinders by mekaar te kan wees. En Here, ons bid dat u ons vanoggend in hierdie diens sal kom ontmoet. Ons bid dat u ons sal help, o Heilige Gees, om die stem van ons Vader te hoor. Kom ontmoet ons vanoggend hier. Kom vorm ons. Kom leer ons en lei ons in u woord. Ja, Here, mag u naam verheerlik word deur alles wat vanoggend in hierdie diens gebeur. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons kan ons sitplekke inneem. Nou, vriende, as jy nou nog nie die geleentheid gehad het nie, en hier aan die einde van ons tyd hier in die naby aan die diens eers ingestap gekom het, jy het nog nie kans gehad nie. Ons is so as 'n geloofsfamilie by mekaar. Ek sien hier so 'n paar gesigte vanoggend hier wat ek vir die eerste keer hier sien. So kom ons gebruik hierdie geleentheid en ons groet gou mekaar en ons verwelkom mekaar en sê vir mekaar ook môre hier in die huis van die Here. Ons gee nou geleentheid daarvoor. So net so 'n paar reëlingkies vir ons Pinkstertyd wat voor lê. Onthou, daar is nie vanaand 'n Pinksterdiens nie, daar's van môreoggend af. Is daar oggend en aand 'n diens. So ons het môreoggend en aand, Dinsdagoggend en aand, Woensdag, Donderdag en Vrydag oggend en aand. Dan gaan daar nie Saterdag 'n diens wees nie, maar dan volgende week Sondag op Pinkstersondag het ons 'n Pinkstersondag diens die oggend en dan is by die aanddiens is daar weer 'n lofprysing en aanbiddingsgeleentheid. So wat ons in die eerste kwartaal gedoen het, ons probeer so een lofprysing en aanbidding, ons het vir die jong mense sê praise and worship aand in 'n kwartaal te hou. En volgende Sondag gaan ons dit is die viering van Pinkstersondag dan ook doen. So jy is nou al reeds genooi na al hierdie dienste toe, spesifiek ook na volgende Sondag aand se spesiale lofprysing en aanbiddingdiens ook hier by ons gemeente. Daar sal by die oggend en in die aanddienste in die week lekker sop en broodjies wees, so moenie net verdwyn na die diens nie. Geniet ook so mekaar se kuier en geselskap en dis ook so deel van ons Pinkstertyd en onthou. Vir kinders van die Here, deur die jare in die kerk was Pinkstertyd altyd 'n baie spesiale tyd van gebed. En daarom gaan ons ook in hierdie Pinkstertyd by elke diens gebedstyd gee, waar ons vir verskillende punte gaan bid, verskillende sake in ons gemeenskap, in ons land, in ons wêreld, maar ook hier binne in ons gemeente. So mag hierdie 'n baie spesiale tyd weer eens vir elkeen van ons wees, waar ons gaan wag op die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is natuurlik uitgestort, maar ons wag op die dag. Ons vier hierdie dae soos wat in die Bybelse tyd gebeur het, dan ook. Vanoggend is ons eerste tema dan, die Heilige Gees as reisgenoot vir ons reis. Ons is nog steeds op pad, op ons reis na God se hart, en in hierdie volgende 10 dae, in Pinkstertyd, gaan ons dan ook gesels oor die Heilige Gees as reisgenoot op hierdie pad. En ons begin vanoggend oor daardie tema gesels dan ook. Behalwe vir Pinkster, is die volgende groot ding wat natuurlik om die draai is, bazaar. En ons bazaarreëlings is goed op dreef, ons het ons laaste sameroepersvergadering gehad, al die reëlingkies in plek, ons sien baie uit, ons kort natuurlik verskriklik baie hande om te help voor die tyd, die skenk van bestanddele, die gee van donasies, die maak van verskillende produkte, die vooraf maak van puddings onder andere, die bak van koekies, groot koeke wat gebak moet word, ons weet al hoe werk het, en ons weet hierdie bazaar kan net 'n sukses wees as almal van ons saamwerk. So ons vra weer eens, as jy iewers kan help of betrokke wees, of voor die bazaar, of op die dag van die bazaar kan kom help. Kontak asseblief die kantoor of die sameroeper se name wat ons vir julle deurgegee het, en dan maak ons 'n groot sukses van die bazaar hierdie jaar. Ek sal in die week van die bazaar vir julle meer reëlings gee oor hoe die dag self gaan werk, maar neem net nou al reeds kennis daarvan. En kom ons raak betrokke en ons ondersteun ook op daardie manier. Dan 'n ander ding wat baie belangrik is vir ons in Pinkstertyd, ons gemeente het die gebruik dat alle dankoffers wat in Pinkstertyd opgeneem word, gaan suiwer vir Bybelverspreiding. So weet dan ook, daar gaan by elke diensgeleentheid wees vir 'n dankoffer en al hierdie dankoffers word gegee vir Bybelverspreiding, sodat almal iewers eers 'n Bybel in die hand kan hê en die voorreg kan hê om God se woord te kan lees. So baie dankie dat ons ook getrou sal wees daarin. Ek gaan vra dat al ons kinders gou-gou sal vorentoe storm, al ons maatjies, kom sit vir my hier in die kantblok asseblief. Ek vra julle daar sit, maar julle gaan sien hierdie plek gaan nou lekker vol begin raak met drade. Nee, daar in die banke, gaan sit daar in die banke. Daar in die banke. Ja, Is die verjaarsdag? Ja. Baie geluk, jong.
Hallo Jan. Okay. Nou maatjies, voordat ek gou met julle gesels oor waaroor vandag so baie spesiaal is, né? Wil ek gou eers kyk hoeveel van hierdie ooms en tannies hier is en dan gaan ek vra dat julle my gaan help. Oom Ben Viljoen, is jy hier? Steek my jou hand op. Daar is oom Ben daar agter. Oom Ben op die 18de Mei, 81 lewensjare oud. Ons gaan nou oom se geskenkie vir oom stuur. Oom Andrew Slabbert, ek weet daar is oom met 21ste Mei, 89 lewensjare. Tiens van 'n Mest? Dink jy so nie? Nee. En dan die Christina White, is jy hierso? Daar sit aan die Christina op die 23ste Mei, 84 lewensjare oud. So ek soek gou 3 van julle maatjies. Hier kom enetjie. Hier kom sommer 3 van die vooraf. Okay, julle gaan my gou help. Nou, kom ons kyk. Nou moet ek gou net hier sien watter oom is watter in die regte pakkie hier. Kom ons soek gou oom Ben se pakkie. Daar sy. Oom Ben, steek gou weer jou hand vir ons op asseblief. Vat jy gou daardie pakkie vir oom Ben wat daar agterste sien jy sy hand daar heel agter. Dan vat gou oom Ben se pakkie vir hom. Daar sy. Oom Ben hou daai arm mooi in die lug. Dis nou soos die Bybelse verhaal, as die arm sak is die geskenk verby, hoor. So as die arm moeg raak, help dit oom Ben om die arm op te hou asseblief. Dan sal jy hierdie vir oom Andrew vat. Oom Andrew, steek jou hand op. Daar's oom Andrew. Sy handjie is daar in die lug. En dan die laaste ene. Tannie Christina. Tannie Christina sit hierso. Tannie Christina, waar is tannie se hand? Hierso sit die tannie. Dan gee gou haar geskenkie vir haar. Baie dankie julle. En liewe gemeente, so wat ons gebruik is, kom ons sing die seën van die Here oor hierdie mense op hulle spesiale verjaarsdag. Laat hierdie seën op hul daal, u gensheid Sion hul bestraal, u wat beveel en dit geskied, val hierdie seën oor al gebied. Amen. Nou ja, môre maatjies. Hoe gaan dit met julle vanoggend? Gaan dit met julle goed? Lekker. Gaan dit lekker? Dit lyk my hier's nog een en met wie gaan dit almal lekker? Daar sê ek is bly om dit te hoor, né? Dominee gaan vanoggend gou vir julle 'n moeilike vraag vra. Dis baie moeilik. Oom Dion, ek gaan hier die mikrofoon gou weer afval, né? Wie van julle kan vir my sê wie is die Heilige Gees? Wie? God. Ja, is goed, ja. Ja, wie is die Heilige Gees? God. Goed, daar's nog 'n handjie Ben, ek kom. Hier agter. Wie is die Heilige Gees? Jesus. Jesus. Wie wil nog vir my sê wie is die Heilige Gees? God. Goed, Karoos vir jou vir ons sê. Lekker. Ja, nee, die Heilige Gees is lekker, Karoos, hoor. Julle, hy is sy ma se kind, hoor. Wie is die Heilige? Vrede. Julle is heeltemal reg. Die Heilige Gees is God of liewe Jesus, want liewe Jesus is ook God, né? En waar is die Heilige Gees? Nou wys my waar is die Heilige Gees? Is die Heilige Gees daar bo? Nee, hierso en hierso. Ja, dis reg en hierso. Die Heilige Gees is hier in ons hartjies, né? En die Heilige Gees is oral. Liewe Jesus het gesê dat net toe Jesus opvaar hemel toe. Kan julle onthou dat Jesus het opgevaar hemel toe? Het die Heilige Gees gekom en in ons hartjies kom bly. Nou wil ek gou vir julle help om te verstaan, hoe weet ons die Heilige Gees is in ons? Weet julle wat beteken die naam van die Heilige Gees? Die naam van die Heilige Gees beteken asem. Asem. Nou wil ek gou vir julle vra, haal gou 'n diep asem vir my en asem uit. Nou asem nog gou nog een keer diep in.
En nou julle asem vir so lank as wat julle kan. Julle mag nie kroekie. Julle gaan my wen. Wie kan nog langer julle asem hou? Ok, hou nog julle asem langer. Kom eens kyk hoe lank julle vat. Julle moet net nie flou word, hoor. Ok, sê my gou-gou. Dink julle 'n mens kan aanhou leef as jy ophou asemhaal? Nee. Asem is dit wat ons laat leef. Nou julle, hierso is iets baie spesiaals. Die Bybel sê vir ons dat aan die begin het God wat in die mense se neuse ingeblaas sodat ons kan lewe. Asem. So die feit dat ek en jy kan asemhaal, nee, haal gou weer in, en uit, en in, en uit. Dit wys vir ons dat liewe Jesus is die een wat vir ons sorg en dat die Heilige Gees in ons hartjies bly. Kan ons lewe sonder asem? Net so kan ons nie lewe sonder die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is die een wat elke dag vir ons help en elke dag vir ons leer wie Jesus is en ons elke dag beskerm. Gaan julle dit onthou? Ja. Ok. Julle almal is baie moeg. Julle sit hier so voor my en gaap verskriklik. Mamas, papas, het hulle geslaap gisterand? Het julle geslaap gisterand? Goed. Julle, kom ons maak gou oogies toe. Haaikies gevou. Kom ons bid saam. Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie dag en dat ons saam met ons maatjies kan kerk toe kom. Heilige Gees, baie dankie dat U in my hartjie woon. Dankie vir my asem, sodat ek kan lewe. Heilige Gees, ek kan nie sonder jou leef nie. Dankie dat U my beskerm en vir my sorg elke dag. Amen. Daar sê, julle gaan nou lekker kinderkerk toe gaan. Die res van julle kan weer by julle mamas en papas gaan sit. En liewe gemeente, terwyl die kinders na buite beweeg, kom ons dien die Here met ons offergawes. Wie kan weet, wie kan dit verstaan, wie begryp die krag van U naam, die engele sing dit en die hemel getuig, daar's geen ander een, daar's geen ander een. U is 'n groot God, dis wie U is. U is 'n groot, groot God, dis wie U is. En U is lief vir my, dis wie ek is. U is lief vir my, dis wie ek is. Want dis wie U is. Daar's 'n vuur wat brand hier diep binne my, met 'n dankbare hart wil ek voor U bely, tot aan die einde. Aan U sal ek eer bring, my redder, my rots, my redder, my rots. U is 'n groot God, dis wie U is. U is 'n groot, groot God,
reis saam met die Heilige Gees. Ons kan ons Bybels oopmaak by Handelinge hoofstuk 1, daar van vers 8 af, of van vers 1 af, vers 1 tot vers 8, en dan gaan ons ook die eerste deel van hoofstuk 2 lees. So Handelinge 1 van vers 1 tot vers 8, en dan ook die eerste deel van hoofstuk 2. Teksgedeelte is daar op die skerm vir ons om saam te lees. Nou hierdie die boek Handelinge is ook geskryf deur Lukas. So as 'n reël, as jy nou die Bybel reg wil lees en amper soos 'n opvolgverhaal wil lees, dan moet jy nou die Lukas Evangelie en Handelinge saam lees. Dis dieselfde skrywer. Nou ons weet natuurlik daar is 4 van die evangelies, Matteus, Markus en Lukas, en dan is daar ook die Johannes Evangelie. En die Matteus en Markus en Lukas Evangelie staan bekend as die synoptiese evangelies. Dit beteken om saam te lees. Die verhale wat jy daarin vind is baie dieselfde, dis net op ander plekke geplaas. Hier en daar is daar 'n verhaal wat verskil van mekaar, maar die rede daarvoor is eenvoudig. Markus was die oudste van die evangelies. Matteus en Lukas het weer Markus gebruik as 'n bron, en hulle het hulle eie verhale ook oor Jesus gehad, en hulle het dit dan deel gemaak van hulle evangelies. En Lukas, weet ons, is nou die een evangelieskrywer wat nie in die binnekring was nie. Hy was nie deel van die oorspronklike 12 disippels gewees nie. Hy was ook nie van Joodse afkoms gewees nie. Hy was waarskynlik 'n mediese dokter volgens oorlewering. Hy was 'n geleerde man gewees. En Lukas het toe gesê, maar ek wil self ook gaan ondersoek instel oor hierdie verhale wat oor Jesus vertel word, hierdie wonderwerke wat hy gedoen het. En ek wil gaan vasstel of hierdie verhale ook waar is of nie waar is nie. En in sy ondersoek het hy dan bevind dat hierdie verhale wat oor Jesus geskryf is inderdaad waar was, en dat dit inderdaad goeie nuus was vir almal wat dit glo. Dis wat die woord evangelie beteken, goeie nuus. En hy skryf toe sy evangelie oor Jesus, en dan die boek Handelinge oor wat in die vroeë kerk gebeur het, nadat Jesus nou opgevaar het hemel toe, en deur die krag van die Heilige Gees, die Christene begin het om in hierdie wêreld in te beweeg, en die mense van Jesus te leer. En die boek Handelinge vertel ons dan hoe die eerste gelowiges geleef het, hoe die eerste gemeentes tot stand gekom het, die uitdagings waarmee hulle gesit het, en hoe die boodskap van Jesus reg oor die wêreld versprei het. Nou lees saam met my Handelinge hoofstuk 1. Ons sal sien, hy begin daardeur te sê, my eerste boek, Theophilus, het hy geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Dis nou sy evangelie. Van die begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Dan as ons blaai na hoofstuk 2 en ons lees daar die eerste paar verse, dan lees ons: toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Let wel, op elkeen van hulle.
As ons die voorafgaande verse lees, dan sien ons, daar was meer as 100 mense in daardie vertrek gewees, nie net op die apostels nie, op almal wat daar teenwoordig was, het die Heilige Gees op neergekom. Almal is by die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. En dan lees ons hoe hulle hierdie geluid gehoor het, en hulle kom daar en hulle hoor toe al hierdie mense praat nou in verskillende tale, en elkeen hoor hoe hierdie mense in een van hulle eie tale ook praat, die tale wat hulle dan ook ken. In hierdie gedeelte word nie gepraat van 'n babbeltaal nie, dit was Jode van verskillende nasies en afkoms, wat verskillende tale gepraat het, en hier hoor hulle dat hierdie mense wat met die Heilige Gees gevul word, praat nou al hierdie verskillende tale, wat hulle kan verstaan. Maar wat ek belangrik vir ons wil uitlig, is weer eens vers 4, almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Nou vriende, daar is baie kritiek, as ons so kan begin. Nie kritiek nie, maar daar is 'n siening dat, kom ek begin so, kom ek vra die vraag so, is ons 'n charismatiese kerk? Right, ek sien hier so voor my, die van ons wat wel waag om te antwoord, sê nee, ons is nie. Want julle, ons dink baie keer, ons is 'n NG kerk, ons is deel van die protestantse geloofstradisie, en charismatiese kerke is wat ons so baie maklik in ons volkstaal van praat, die happy clappies, né? Goed, dis ek kry so baie boodskappe partykeer van mense wat sê, Dominee Jaco, dit is so lekker om bietjie so hier en daar van die ander liedjies te sing met Dominee Jaco, ons moet nou net nie 'n happy clappy kerk raak nie, hoor. Ons het hier die prentjie dat die charismatiese kerke is die happy clappies, en ons is NG Kerk, is twee verskillendes. Maar Here, dis nie wat die Bybel ons leer nie. Die woordjie charismaties kom van die woordjie charisma af. En charisma is die woordjie wat gebruik word om te verduidelik dat die gawes van die Gees is genadegawes wat aan al God se kinders gegee word. So as ons sê, ons is nie 'n charismatiese kerkie, dan beteken dit ons sê, hier is nie charisma hier teenwoordig nie, dit beteken die Heilige Gees is nie hier teenwoordig nie, en dit beteken ons wat hier sit, het nie gawes van die Gees ontvang nie. Ons is 'n charismatiese kerk, want ons glo in die werking van die Heilige Gees. Ons glo dat die Heilige Gees gawes aan elkeen van ons gegee het. Charisma beteken nie happy clappy nie, dit is 'n spiritualiteitstipe. Dit is mense wat God op 'n sekere manier aanbid en beleef. So 'n bietjie meer uitdrukking gee met hulle liggame en die taal wat hulle gebruik, die tipe liedere wat hulle sing. Dis 'n spiritualiteitsding. Maar die woordjie charisma beteken genadegawe. Dit beteken, daar is geskenke, gawes aan alle kinders van die Here gegee, sonder dat ons dit verdien. Dis aan ons gegee deur die Heilige Gees wat in ons aan die werk is. En daarom is dit ook so dat daar, ek dink tereg partykeer gesê word, dat veral ons nie in die NG Kerkie, maar ons meer tradisionele gemeentes, fokus partykeer te min op die Heilige Gees, tot op so 'n mate dat ons nie regtig bewus is daarvan, wat tot watter mate die Heilige Gees teenwoordig is, en hoe uiters belangrik die Heilige Gees in ons lewe is. En daarom is Pinkstertyd so 'n belangrike tyd. En daarom gaan ons in hierdie week wat kom, regtig in diepte gesels, oor die praktiese rol van die Heilige Gees in elkeen van ons se lewe. Want julle sien vriende, baie keer dan hoor ons en mense sê, maar Dominee Jaco, hoe weet ek dat die Heilige Gees in my lewe aan die werk is? Hoe weet ek dat ek 'n gawe ontvang het? Julle, baie eenvoudig, die woord van die Here sê vir ons duidelik, dat wanneer iemand in Jesus Christus glo, met ander woorde, glo is ek lê my lewe neer, ek kom tot bekering en ek gee geheel en al oor aan Jesus Christus. Geloof is nie net om met my kop te glo nie, dis 'n oorgawe. Ek besef Jesus het vir my sondes aan die kruis gesterf, die ou mens wie ek was, sterf saam met hom aan die kruis, ek staan as 'n nuwe mens op, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Jesus wat in my lewe. Jesus verwys na dit as 'n wedergeboorte.
En wanneer ek weergebore is, beteken dit, ek is deur die Gees gebore. Dit beteken, die Heilige Gees is in my lewe aan die werk. En ons lees in Paulus se brief in Korintiërs, waar Paulus sê, niemand kan sê, Jesus is die Here, as dit nie van die Heilige Gees gegee is, om te sê nie. So as jy met 'n vrymoedige hart, 'n opregte hart, met jou mond bely dat Jesus is my Here, moet jy weet, daai woorde kom nie uit jouself uit nie, dis die Heilige Gees wat in jou aan die werk is, en jou daartoe in staat stel om daardie woorde te sê, en daardie woorde te glo. As Christene, as ons die Bybel reg lees, kan ons niks, en is ons niks, sonder die Heilige Gees nie. Want die oomblik wanneer ek die Heilige Gees ontvang, dan is die Heilige Gees in beheer van my lewe. Hy neem oor, hy is in beheer van my optrede, my dade, my keuses, my denke, my prioriteite anders. Maar, dit is ook moontlik vir kinders van die Here, om die werking van die Gees teen te staan. En so gebeur dat die Heilige Gees se werking nooit tot sy volle reg kom in kinders van die Here se lewe nie. Ons het vertrek op 'n reis na God se hart. En ons het julle in die begin van ons reeks het ons mekaar gesê, dat daar is net een manier wat ons by God se hart kan kom. En dit is deur geloof in Jesus Christus. Vanoggend gaan ons hoor, dat net so, kan ek nooit by God se hart uitkom. Ons gaan nooit by ons bestemming uitkom, as ons op ons eie insigte staat maak, op ons eie krag staat maak, en nie geheel en al oorgee aan die Heilige Gees nie. Wie van ons het onlangs lang pad gery, en ergens langs die pad was daar iemand wat probeer duimry het? Enige van julle so belewenis gehad onlangs? Goed, het julle daai persoon ingelaai? Nee, ongelukkige vandag se tyd kan ons dit nie meer doen nie, dis nie meer veilig nie, ons kan nie meer mense vertrou nie. Maar van ons ooms wat vandag hier in die kerk sit en julle weermag daar, hoeveel van julle sou nie by julle huise gekom het as iemand nie vir jou 'n rygeleentheid gegee het nie? In die ou tyd was dit 'n algemene gebruik geweest, nê? Dat as jy by die huis moet kom, iewers langs die pad moet jy duim ry. En dan as jy duim gooi, as jy afhanklik daarvan dat iemand stop en vir jou innooi in hulle voertuig in. Maar vandag kan ons dit nie meer doen nie, want ons kan nie meer mense vertrou nie. Ons is skepties. Ons neem eerder ons veiligheid in ons eie hande. Ons wil eerder as iets buite ons beheer is, self in beheer wees. En julle alhoewel dit glad nie 'n gepaste beeld is eintlik vir die belangrike persoon en rol van die Heilige Gees, is daar tog 'n element van waarheid hieraan. Kom ek verduidelik. Want ek en jy is op pad na God se hart. En baie keer sonder dat ons dit agterkom, ry ons hierdie pad en vertrek ons op hierdie reis, maar ons maak nog steeds op ons eie insigte staat. Ons probeer nog steeds self daar uitkom. Ons probeer deur ons eie verdienste by God se hart uitkom. En langs die pad staan die Heilige Gees en vra om in ons lewe ingenooi te word. En vra vir die geleentheid dat ons vir hom sal innooi om saam met ons hierdie reis te neem. Maar omdat ons weet dat om die Heilige Gees in my lewe in te nooi, beteken ek moet beheer van my lewe geheel en al oorgee. Is ons nie altyd baie gemaklik met daardie gedagte nie. Die oomblik wanneer ek besef dat die verwerking van die Heilige Gees om tot sy volle reg in my lewe te kom, moet ek my eie wil neerlê. My eie lewe neerlê. Ek moet geheel en al oorgee aan die Heilige Gees. Daar kom die blokkasie partykeer. En maak dat baie van ons elke dag verby die Heilige Gees ry, terwyl hy vir ons uitnooi en vir ons vra, laat my toe in jou lewe. Maak my jou reisgenoot, sodat ek saam met jou kan reis op pad na God se hart. Die woord is baie duidelik hieroor. Daar's baie gedeeltes in die woord wat vir ons sê, moenie op jou eie insigte staat maak nie. Moenie op jou eie krag vertrou nie. Vertrou die Here. Gee geheel en al oor, lewe in afhanklikheid van die Here en hy sal vir jou help
om die regte pad te lei. Hy sal jou paaie vir jou gelyk maak. Hy sal vir jou wys hoe om by God se hart uit te kom op die einde van die dag. In hierdie gedeelte lees ons oor die werking van die Heilige Gees. En dan fokus ons baie keer op die woorde wat hier gebruik word, soos almal het in tale begin praat. En ons gaan in die week daaroor ook gesels. Maar ek wil hê ons moet vandag kyk na 'n paar ander woordjies wat in hierdie gedeeltes voorkom, wat baie belangriker is as die feit dat die mense hier in tale gepraat het. Eerste woordjie wat ons hier lees, is die woordjie wag. In Handelinge 1, net voordat Jesus opvaar hemel toe sê Jesus vir die disippels, ons lees hier, dat julle moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Wat sê Jesus hier vir die disippels en vir die mense wat daar by mekaar is? Ek weet julle wil nou my getuies in hierdie wêreld gaan wees. Ek weet julle wil nou mense gaan vertel van my, maar moenie dit op julle eie doen nie. Moenie met jou eie planne en strategieë in hierdie wêreld invaar nie. Moenie dink julle gaan hierdie wêreld inhardloop en uit julle eie uit mense gaan bereik en mense se lewens gaan verander en wonderwerke gaan doen nie. Wag. Wag net eers bietjie. Die bekende Nike advertensies sê mos altyd just do it. En ek dink baie Christene maak die fout vandag om presies dit te doen, just do it. Waar die Here sê vir ons, wag. Voordat jy 'n besluit neem, voordat jy met iemand gaan gesels, voordat jy weet vooraf, jy gaan nou na iemand toe, wat die moeilike omstandighede gaan, en jy wil daai persoon gaan besoek, en vir hulle bemoedig. Moenie net storm in dit doen nie, wag. Bid eers daaroor. Vra eers vir die Heilige Gees om vir jou wysheid te gee, om vir jou die regte ingesteldheid te gee. Vra vir die Heilige Gees om jou die krag te gee vir hierdie besluit wat jy moet neem, of vir hierdie stap wat jy moet neem. Moenie net instorm en dit doen nie. Want Here, die grootste seer vandag word in mense se lewens gemaak, dikwels deur kinders van die Here wat net instorm en 'n ding doen. Ons het wysheid nodig. Dis hoekom Jesus vir die disippels gesê het, wag. En daarom is die eerste praktiese manier waarop ek en jy die Heilige Gees 'n reisgenoot kan maak. En julle, ek moet hierdie ding aan die begin sommer reeds sê. As ons sê reisgenoot, beteken dit nie hier ek nooi die Heilige Gees in my lewe in, maar ek sit agter die stuurwiel en die Heilige Gees sit in die passasierssitplek en hy's 'n raadgewer nie. As ons die Heilige Gees innooi in ons lewe, dan sê ek skuif na die passasierssitplek toe en ek gee die stuurwiel in u hande oor. Lei u my. Neem u my op hierdie reis, sodat ek by God se hart kan uitkom. Dit beteken, elke besluit wat ek neem, wag ek eers voordat ek dit neem. Ek bid daaroor. En ek wag op God se antwoord. Ek wag op God se leiding. Elke keer voordat ek met iemand gaan praat, elke keer voordat ek uittrek na iemand anders toe, elke besluit wat ons neem, elke ding wat ons doen, elke woord wat ons sê, doen ons wagtend. Ons storm nie net nie. Ons maak nie op ons eie kragte staat nie. Ons maak nie net ons eie planne nie. Ons is so ingestel in hierdie tyd waarin ons vandag lewe, wat ons met soveel krisisse in ons lewe hanteer. En ek en Lindy praat baie keer, voel asof elke dag 'n ander uitdaging bring, nee, is amper so in autopilot, so vir die uitdagings kom, so hanteer jy dit maar net, jy maak hier 'n plan, en dan julle weet waarvan ek praat, nee? En dan maak jy hierdie plannetjie, en dan kom die volgende uitdaging, en ons is so besig met planne maak vandag, dat ons langs die pad vergeet het, om as daar krisis kom, voordat ek inspring en iets doen, wag. Bid. Word rustig. Vra vir die Here se leiding, en dan tree ek op. Dan gaan praat ek met daai persoon, dan neem ek daardie besluit. Wagtend. En ons moet een ding baie mooi verstaan, dat hierdie woordjie wag wat hier gebruik word, is nie 'n niks doen wag nie. Dis nie ek gaan sit nou maar op my stoel en nou wag ek nou maar vir die Here se antwoord. Ek het nou gehoor Dominee Jaco sê dat ek nou moet wag, so nou wag ek nou maar. Dis 'n aktiewe wag. Dit is 'n wag in God se woord. Dit is terwyl ek wag, soek ek na God se raad hier binne. Ek spandeer tyd in God se woord. Ek lees God se woord, ek bestudeer God se woord. Ek soek na God se antwoord in sy woord.
Dit is 'n biddende wag waar ek elke dag in gebed met God besig is en vra en vertrou dat hy my sal antwoord op sy tyd en op sy manier. Ek sal op 'n stadium daardie gemoedsrus hê. Ek sal op 'n stadium daardie oortuiging kry dat hierdie is die regte besluit om te neem. En julle, ek kan nie vandag, as jy vir my Dominee Jaco, hoe gaan ek weet? Die vraag is gewoonlik, ons praat van hierdie goed, hoe gaan ek weet? Die Here werk deur sy Heilige Gees met elkeen van ons op 'n ander manier. Vir my antwoord hy op een manier, vir jou antwoord hy op 'n ander manier. En dis wat dit so wonderlik maak, om saam te reis met God. Om die Heilige Gees toe te laat en oor te gee aan die Heilige Gees, sodat hy vir ons kan lei, sodat hy vir ons kan help, sodat hy vir ons die wysheid kan gee. Moet asseblief nie in die struik trap julle om eers 'n boek te gaan koop en te dink, volg hierdie volgende 3 of 4 of 5 stappe, en want die Heilige Gees werk nie met elkeen van ons op dieselfde manier nie. Elkeen van ons is anders geskape. Maar daar's 'n sekere beginsels wat waar is vir almal van ons. En dit is wanneer ons wag, is dit 'n wag waarin ek aktief soek na God se stem, na God se antwoord, na God se leiding, na God se wysheid. As ek die woord lees en ek bid en ek is nog steeds nie oortuig van dat ek die antwoord kry nie, vra vir iemand om saam met jou te wag. Vir iemand om saam met jou te lees, om saam met jou te bid. Want wat 2 of meer in sy naam bymekaar is, daar is die Here. Maar dit is 'n wag in die Here, waar ek nie net storm met op my eie kragte voortleef nie. Want julle, as ons op ons eie insigte staat maak en op ons eie krag staat maak, dan gaan ons droog maak, keer op keer. So daardie woordjie wag is verskriklik belangrik. Wanneer ons wag, wat gebeur? Hierdie gedeelte sê vir ons, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En wanneer julle die krag ontvang wat van die Heilige Gees afkom, dan sal julle my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. Van daardie krag kom nie van myself af nie. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit is sy krag wat in ons werk. Sonder die Heilige Gees is ek en jy niks. Sonder die Heilige Gees kan ons niks. Sonder die Heilige Gees in ons lewe sal die ligste lewensbriesie ons van ons voete afwaai. Want ons beskik nie self oor die nodige krag nie. So daarom is hierdie woorde waarna vir ons vertel word, dat jy moet leef in 'n afhanklikheid van God. En besef dat die krag wat jy nodig het, kom van hom af. En om myself oop te stel, so wat ons in die woord lees, en te besef ek is swak, en die oomblik as ek besef ek is swak, is ek op die beste plek in my lewe, want dan kan God se krag in my tot volle werking kom. En dis by hierdie gedagte wat baie van ons swaar kry. Want veral in ons Afrikaanse kultuur hou ons daarvan om sterk te wees. En ons hou nie van die gedagte dat om sterk te kan wees, moet ek besef ek is swak nie. Ons is almal grootgemaak om te sê my skouers is breed, ek kan baie dra. Nee, jy kan nie. Baie mense trek vandag juis swaar omdat ons leef met hierdie gedagte van my skouers is breed, ek kan baie hanteer. Nee, jy kan nie. Die enigste een se skouers wat breed genoeg is vir die uitdagings van hierdie lewe, is die skouers van Jesus Christus wat die kruis vir ons gedra het. En die beste manier vir my en jou om elke dag van hierdie lewe te trotseer, is in volkome afhanklikheid, want ek weet die krag wat ek nodig het vir hierdie dag, kom net van die Heilige Gees af. En julle, hier is goeie nuus daarin, want dit is 'n geweldige groot krag. Paulus skryf in Efesiërs, dan sê hy, ek bid dat die Here julle geestesoë sal oopmaak, sodat julle sal besef hoe geweldig groot die krag is wat hy uitoefen in elke een van ons wat glo. En dan gaan hy verder, hy sê dit is dieselfde geweldige groot krag van sy mag, waardeur hy Jesus uit die dood laat opstaan het. Julle dink gou hierso, wie het aan die maagd Maria die lewe geskenk?
Die Heilige Gees. Deur watse krag is Jesus uit die dood uit opgewek? Die Heilige Gees. En dan lees ons in die Nuwe Testament dat daardie selfde krag, waardeur 'n maagdgeboorte gegee is, waardeur sondes aan 'n kruis oorwin is, waardeur iemand uit die dood uit opgestaan het en die dood oorwin is, met daardie selfde krag werk God nou in elke een van ons wat vandag hier sit. Hier is eindelose potensiaal in elke kind van die Here wat vanoggend hier voor ons sit. En ons besef dit nie altyd nie. Ons lewe in 'n tyd wat Jesus sê, julle sal selfs nog groter dinge doen as wat ek gedoen het. Hoekom gebeur dit nie vandag nie? Omdat kinders van die Here ergens ons die pad vergeet het, dat ons krag kom in 'n afhanklikheid en volle oorgawe van die Heilige Gees. En daarom is hier 'n uitnodiging vir my en jou vandag, dat as jy nog nie het nie, en nog steeds probeer om uit jou eie uit by God se hart uit te kom, op jou eie krag staat maak, op jou eie insig staat maak, om vanoggend opnuut weer die besluit te neem, om geheel en al oor te gee, en te sê, Here, alleenlik deur u krag, kan ek hierdie lewe lewe. En dan vertrou ons die Here daarvoor. Want julle eindeloos groot is die krag wat in elkeen van ons lewe. Die krag wat deur die Heilige Gees binne ons aan die werk is. Nie net ontvang jy krag nie, maar wanneer ek en jy in volle oorgawe aan die Heilige Gees lewe, lees ons in Handelinge 2, dat elke een het in 'n taal begin praat, soos wat die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om te doen, onder sy leiding. Onder die leiding van die Heilige Gees. Julle sien, hier's weer eens hierdie beeld van ek lewe in afhanklikheid van die Heilige Gees. Ek wag nie, ek gee nie vir hom die leiding en hy moet my volg nie. Ek wag op sy leiding en ek gehoorsaam sy leiding vir my lewe. Ek wil tog op hierdie punt, ons sal weer eens in die week bietjie meer praat oor gawes van die Gees. Maar julle, as jy ooit by 'n plek kom waar vir jou geleer word dat jy moet vir die Here vra, Here, ek wil baie graag hierdie gawe hê. So ek vra dat jy asseblief vir die gawe vir my sal gee. Dit werk nie heeltemal lekker so nie, hoor. Dan moet julle weer die kans is baie goed, hulle verstaan die gawes van die Gees bietjie snaaks of hulle vertaal dit bietjie snaaks. My skoonpa sê altyd hulle praat die waarheid snaaks. Want die woord sê vir ons duidelik, die Here besluit volgens sy wil om aan elkeen van ons 'n unieke gawe te gee, soos hy wil, om in afhanklikheid van sy leiding te gebruik tot sy eer. Dit gaan nooit oor my nie. So asseblief, daar bestaan nie iets, soos ek wil ook baie graag 'n taal hê. Leer my wat is my taal. As die Here besluit, dis nie jou gawe om in tale te kan praat nie, dan is dit sy goeie reg om te besluit, hy het vir jou 'n ander gawe gegee. Daar's baie gawes in die Bybel. Maar meer daaroor in die week wat kom. Maar die belangrike gedagte in hierdie woord is onder sy leiding, is weer eens hierdie gesindheid van afhanklikheid. Here, soos wat u my lei, en ek vertrou u en ek sal u gehoorsaam, soos u my lei. En Here, as u wil verskil van myne, dan gehoorsaam ek u wil. As u plan vir my lewe verskil van my eie plan, dan vertrou ek u plan vir my lewe. As u drome anders is as my eie drome, dan raak ek nie opstandig en staan die Heilige Gees teen nie, dan vertrou ek dat u drome vir my lewe beter is as my eie. Vriende, in hierdie week wat kom, gaan jy hoor hoe die Heilige Gees op verskillende maniere aan die werk is in ons lewe. Ons gaan kyk dat die Heilige Gees ons troos. Ons gaan hoor dat die Heilige Gees die Gees van waarheid is. Ons gaan hoor dat die Heilige Gees die een is wat lewe vir ons gee. En vanoggend is daar doeteenvoudige uitnodiging vir elkeen van ons, dat jy sal ophou om hierdie pad op jou eie krag en op jou eie insig te probeer loop. Maar dat jy van hierdie oomblik af wagtend sal lewe op die krag en die leiding van die Heilige Gees. En dat jy in volkome afhanklikheid en volkome oorgawe sal toelaat dat die Gees jou lei
soos hy wil. Mag dit so wees in elke een van ons se lewe. So as jy dit nog nie geweet het nie, gaan vandag huis toe en weet, jy is 'n charismatiese kind van die Here. En dis fantastiese nuus. Kom ons bid saam. Here, ons erken vanoggend dat ons maar so dikwels maar nog in beheer van ons eie lewe wil wees. Here, ons hoor die waarhede van die woord en ons hoor dat U ons nooi om in afhanklikheid van U te lewe, maar Here, as ons onsself kan kry, dan volg ons maar ons eie koppe en ons eie insigte. Ons maak ons eie planne. Here, ons probeer op ons eie vermoë deur die dag in die lewe kom. En Here, dikwels is dit sonder eers om enigsins by U uit te kom. Here, ons is so gejaag vandag dat ons met hardloop van die een punt tot die ander. Here, dat ons nie eers meer die woordjie wag ken nie. Dalk maak die woordjie wag ons ongemaklik, Here. Want ons wil so dikwels nou antwoorde hê, dadelik weet wat gaan gebeur. Maar Here, ons bid vanoggend dat U deur die Heilige Gees ons sal help. En vir ons sal lei om in volkome afhanklikheid van U te lewe. Om wagtend te lewe, Here. Wagtend op U leiding, wagtend op U vrede, wagtend op U krag. Want Here, uit ons eie kan ons niks en wil ons niks meer verder doen nie. Here, ons wil in volkome afhanklikheid van die Gees lewe. Here, daarom vra ons dat U in hierdie Pinkstertyd wat kom, U self so aan ons sal openbaar. Dat U vir ons elke dag nog bietjie meer sal wys van U hart en U wil vir ons lewe. Dat ons elke dag al hoe meer sal bewus raak van die Heilige Gees van U teenwoordigheid by ons. Dat U vir ons sal help om volkome oor te gee. Om volkome afhanklikheid van U te lewe. Deur die krag wat net van U afkom. Here, ek bid vanoggend baie spesiaal vir elkeen wat in hierdie diens is, wat moeg is, wat moedeloos voel, wat gedaan is, Here, wat eintlik al raad op is en Here, dalk langs die pad begin wonder het of U hulle enigstens raak sien, enigstens omgee. Ek bid dat U deur die Heilige Gees hulle sal kom troos en versterk vanoggend. Here, ek wil bid vir elkeen van ons wat vanoggend hier sit en bewus is daarvan, dat ons nog aan die stuur van ons eie lewe is. En ek bid dat U vir ons sal help om die stuur weer oor te gee in U hande, so moeilik soos wat dit vir ons mag wees. Here, ek bid vir elke persoon wat vanoggend hier is, wat 'n honger en 'n dors het om meer van U te ken. Ek bid dat U Jouself aan ons sal kom openbaar, Here, sodat ons U waarlik kan ken. En Here, as U vanoggend iemand sit wat dalk op 'n plek in hulle lewe is waar hulle opstandig voel teenoor U, wat hierdie woorde hoor, maar dit nie wil hoor nie. Heilige Gees, bid ons dat U in hulle harte saggies sal werk. En vir hulle sal kom herinner om wie U is. En dat U hulle op U naam geroep het, dat U hulle liefhet, Here, en nog nooit vergeet het nie. Dankie, Here, dat U elkeen van ons op U naam ken. Dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U aan elke een van ons gawes gegee het wat U wil gebruik tot U eer. Ons stel onsself oop, Here. Maak met ons soos U wil. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Vriende, hierdie is 'n baie bekende lied wat ons nou gaan sing as 'n slotlied tot eer van die Here. As ons sê, kom almal, laat jou stem verrys. Dis 'n oproep vir almal van ons, om ons stemme nie net nou in hierdie lied te laat verrys nie, maar ook om ons stemme in hierdie wêreld te laat gaan verrys, sodat almal kan weet, getuies kan wees van die hoop wat in ons harte leef. Daardie hoop is Jesus Christus. Kom ons sing hierdie lied staande tot eer van die Here. Kom almal, laat jou stem verrys. Kom, laat ons die Verlosser prys. Halleluja, halleluja. Die Heer laat duisternis verdwyn. Hy is die lig wat helder skyn. Loof die Here, gee hom ere. Halleluja, halleluja, halleluja. Loof hom wat die oorwinnaar is, oormagte van die duisternis. Halleluja, halleluja. Hy gee die gawes van sy gees, stuur hom om ons tot troos te wees. Loof die Here, gee hom ere. Halleluja, halleluja, halleluja. Prys almal die verreëse Heer. Hy kom op wolke eenmaal weer. Halleluja, halleluja. So son en maan en sterre swik. God bly in ewigheid die lig. Loof die Here, gee hom ere. Halleluja, halleluja, halleluja. Ontvang die seën van die Here en gaan lewe met sy krag en vrede. Liewe kinders van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die dinamiese, almagtige krag van ons hemelse Vader en die troos van die Heilige Gees met jou wees en bly, elke oomblik van elke dag. Die Here seën jou met die gawes van sy Gees, gaan wees 'n seën vir ander in hierdie wêreld. Amen. Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus.